Hartlike goeiemôre, dit is donderdagoggend, weer absoluut 'n nuwe dag geskenk deur Abba Vader, die 17de April 2025. My naam is Dani Gerber en dit is my weer 'n eer en 'n voorreg om saam met julle te kan kuier rondom God se woord. En vandag gaan ons 'n bietjie gesels oor wees diensbaar. En dit is iets wat ek en jy as kind van God moet wees. Ons moet diensbaar wees. Met ander woorde, ek en jy moet 'n diensknegt wees. Ons moet ander gaan bedien en nie agteroor sit en bedien te word nie. En dit is nie altyd maklik om 'n diensknegt te wees nie, om diensbaar te wees nie, om iemand anders te gaan bedien nie. Dit is nie altyd lekker nie, maar dit is wat die Here vir ons vra om te doen. Dit wat die Here vir ons 'n voorbeeld was. En ons kan gaan kyk in God se woord hoe Jesus diensbaar was vir ons as mens. Ons gaan kyk daarso in Johannes 13, en dit gaan nie so, Jesus was die voete van sy disippels, en julle kan na julle stuk gaan lees daar. Ek wil net so hier en daar vir ons ietsie lees. Ek gaan lees hier vanaf verse 4, en Jesus het opgestaan van die maaltyd af, en het 'n doek geneem, en het om hom vasgemaak. Daarna het hy water in 'n bak gegooi, en die voete van die disippels begin was, en afdroog met die doek wat hy omgehad het. Hy kom toe by Simon Petrus, en die sê vir hom, Here, gaan u my voete was? Jesus antwoord en sê vir hom, wat ek doen begryp jy nie nou nie, maar jy sal hierna verstaan. En Petrus sê vir hom, u sal my voete in der ewigheid nie was nie. En Jesus antwoord hom, as ek jou nie was nie, het jy geen deel aan my nie. En Simon Petrus sê vir hom, Here, nie net my voete nie, maar ook my hande en my hoof. En Jesus sê vir hom, hy wat gewas is, het niks anders nodig as om die voete te was nie, maar is heeltemal rein, en julle is rein, maar nie almal nie. En die hartseer gedeelte is, dis kom ek sê, dit is so moeilik vir ons as mens om diensbaar te wees, as jy weet van iemand wat jou te nakom, iemand wat jou in die rug gesteek het, ek wil sê jou chomma, nee, jou vriend, en het jou in die rug gesteek, en jy moet nog steeds diensbaar wees teenoor hom. En dis presies hierso wat gebeur het. En dis kom die Here sê hierso in verse 10. Hy sê, Jesus sê vir hom, hy wat gewas is, het niks anders nodig as die voete te was nie, maar is heeltemal rein, en julle is rein, maar nie almal nie. Want hy het geweet wie hom sou verraai. Daarom het hy gesê, julle is nie almal rein nie. Toe hy dan hulle voete gewas het en sy boklere geneem het, gaan hy weer aan tafel en sê vir hulle, verstaan julle wat ek aan julle gedoen het? Julle noem my meester en Here en julle is reg, want ek is dit. As ek dan, die Here en die meester, julle voete gewas het, is julle ook verplig om mekaar se voete te was. So met ander woorde, dis 'n opdrag van die Here af, dat ek en jy diensbaar moet wees. En ek weet, daar's mense wat sê, hey, daar's 'n limit. Ek gaan nie aanhou se voete was nie. Jy al se voete geryk. So as nie 'n manier nie. Maar ek wil vir jou sê, as dit 'n opdrag is van God, en die Heilige Gees praat in jou, en wys vir jou, en sê vir jou, dat jy moet daai man of daai vrou se voete gaan was, wees gehoorsaam. Luister en gaan doen dit. Verder sê die woord vir ons, hy sê, want ek het julle 'n voorbeeld gegee, om net soos ek aan julle gedoen het, ook so te doen. En vers 17 sê, hy sê, as julle hierdie dinge weet, salig is julle as julle dit doen. So my boodskap vandag is, dat ek en jy moet luister. Wees diensbaar vir Jesus Christus. Luister na die stem van die Here, en doen wat die Here jou vra om te doen. Die vyand gaan nie na jou toe kom en vir jou sê, gaan gee vir daai ou R10, of doen dit, of was daai man se voete nie. Die vyand gaan nie dit vir jou doen nie. Maar as die Here vir jou op jou hart lê, dat jy dit moet doen, wees gehoorsaam. Wees diensbaar vir die Here. Amen. Kom ons bid saam. Halleluja. Abba Vader, Here, ons loof, prys en eer u groot en heilige naam. Here, baie dankie dat ons vanoggend weer u woord kan hoor. Ja, Here, en hoeveel keer skiet ons nie tekort in hierdie gedeelte van diensbaar nie. Here, dat ons diensbaar sal wees tot ere verheerliking van u groot en heilige naam. Here, want u woord sê dat ons mekaar moet dien. U woord sê dat ons mekaar moet help
en mekaar se laste te moet help dra. Here, help ons sodat ons diensbaar kan wees. En dit is my gebed in Jesus naam. Amen en amen. My liewe broer en sussie in Christus, gaan uit vandag. Gaan wees diensbaar vir die Here Jesus Christus. Julle moet 'n geseënde donderdag hê. As dit die Here se wil is, dan praat ons môreoggend weer in die naam van die Here. Amen.